Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. In hierdie mooi dag loof en prys ons hemelse Vader vir sy goedheid, liefde en genade in ons lewens en vir die voorreg om hierdie mooi dag in sy naam te begin. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here, Handelinge hoofstuk 18, en ons gaan daarvan lees net een vers en dit is vers 23. Daarna het Paulus weer vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Broeder en suster, Paulus was 'n baie besondere werktuig in die hand van die Here. Hy het tot geloof gekom op die Damaskuspad. Daar het die Here Jesus Christus self aan hom verskyn deur 'n lig wat hom omstraal het. En die Here Jesus het met hom gepraat uit die hemel. Paulus het tot bekering gekom. Daarna het hy oral gegaan en die evangelie van redding aan alle mense verkondig. Hy wou oral die goeie nuus versprei. Daar is redding vir ons. Daar is verlossing vir alle sondaarmense. En Jesus Christus was die ware verlosser. Ons weet dat Paulus ook 3 sendingreise onderneem het, waar hy oral in verskillende dorpe heen gegaan het en mense van Jesus Christus geleer het. In die gedeelte van vanmôre, in hierdie vers 23 van hoofstuk 18, is dit die begin van Paulus se 3de sendingreis. Hy het vertrek en deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis. En dan lees ons hierdie woorde. Oral het hy die gelowiges geestelik versterk. Hierdie is 'n baie besondere en 'n belangrike ding wat gedoen moet word in die kerk en onder gelowiges. Ons wat kinders van die Here is, moet mekaar geestelik versterk. Met ander woorde, ons moet daar wees vir mekaar bid. Ons moet mekaar leer vanuit die woord van die Here. Ons moet 'n voorbeeld wees van ware Christendom. As jy 'n medegelowige ken, wat baie swaar kry, of iemand wat dalk die pad geestelik byster geraak het, of jou kinders wat dalk nie meer lewe soos wat hulle moet nie, is dit jou opdrag as gelowige kind van die Here om hierdie mense geestelik te versterk. Hoe doen ons dit? Deur in die eerste plek vir hulle te bid. Daar is baie groot krag in gebed, sê Jakobus 5 vers 16. Ons moet hulle aan die Here opdra, dat die Here hulle harte sal vernuwe en sal verander en hulle op die regte pad sal lei. Maar ek en jy moet hulle ook bystaan in tye van nood en beproewing en die woord van God met hulle deel, om hulle te bemoedig en te versterk. Christene is nie sommer maar net elkeen vir homself nie. Ons moet daar wees vir mekaar omgee, saam met mekaar werk, mekaar bemoedig, vir mekaar bid. Dit is die wil van die Here vir ons lewe. En dit het Paulus ook gedoen, terwyl hy besig was om verskillende stede en dorpe te besoek en die gelowiges daar geestelik te versterk. So groei die kerk van Christus, en so gebruik die Here vir my en jou, om ook ander mense te bemoedig, sodat daar geestelike groei in hulle lewe kan wees. Kom ek en jy gaan vandag in met dankbare harte, ons loof die Here vir wie hy is, en kom ons vra hom, dat hy ons geestelike oë sal oopmaak, om te kan weet, met wie ons moet praat, vir wie ons moet omgee, en wat ons vir hulle moet sê. Die Here gebruik vir jou, as sy dienskneg in sy koninkryk. Laat ons ander gelowiges geestelik versterk, ook vandag. Kom ons bid saam. Dierbare Here, ons buig in aanbidding voor U neer vandag, en ons loof U vir wie U is. En ons dank U vir U grootheid en liefde, en dat ons U kinders mag wees. Here, baie dankie dat U kerk, U gelowiges, saamgebind het in die band van liefde.
Gelowiges is daar vir mekaar, moet omgee vir mekaar, moet mekaar geestelik versterk. Help ons om dit ook vandag te mag doen, waar ons ons ook al mag bevind. Wil jy uit genade al ons sonde vergewe? Werk in ons harte, Here, bou ons op in die geloof en bevestig vandag self u woord in ons lewens, dat u naam geëer kan word. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag vir u.